Goeiedag, my naam is Stephanie Jacobs. Ek is 'n 6de jaar teologiese student aan die Universiteit van Pretoria, tans besig met my gemeentejaar. Ek bring hierdie Sondag vir julle die boodskap van Genesis 50 vers 15 tot 21. Kom ons bid saam. Here Almagtige Vader, ons bely dat U die skepper van die hemel en die aarde is, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was, wat is en wat altyd sal wees. Here, ons dank U vandag vir U oneindige genade, U vrede, U liefde en U teenwoordigheid in elke oomblik van ons lewens. Here, dankie dat ons na U toe kan kom met vrae, met twyfelinge, met moeilike goed. En dankie dat ons weet, U is met ons, selfs binne in daai moeilike goed. Here, maak ons harte oop vir die boodskap wat ons vandag gaan kry. En help ons om U te sien in alles wat ons doen en in elke oomblik wat ons terugkyk. Ons bid dit in U heilige naam alleen. Amen. Vandag hanteer ons die teks van Genesis 50 vers 15 tot 21. Maar voordat ons met die teks begin, wil ek graag hê julle moet julleself voorstel dat jy 'n baie spesiale fase in jou huis het. Dit is iets wat al generasies aangepas is van jou ouma af na jou ma toe, na jou toe. En op 'n dag is jy besig om huis skoon te maak en jy draai dalk om en oeps, daar stamp jou elmboog hierdie vaas van sy staanplek af. Die vaas spat in skerwe en jou hart sink tot in jou klein toontjie in. Jy's gebroke. Jy weet nie wat om nou te doen nie. Jy probeer om aan mekaar gom, maar dit lyk sleg en dit is nie meer soos wat dit was nie. Dit voel asof dit eenvoudig net onherstelbaar is. Maar is dit regtig? Ek dink wat ek probeer sê is dat goed wat gebreek is nie noodwendig altyd onherstelbaar is nie. Ons hoef dit nie weg te gooi nie. Wat as ek vir jou sê dat iets wat gebreek is nie noodwendig altyd die einde beteken nie? Dat krake in jou verlede nie noodwendig simboliseer dat daar 'n einde is nie, maar eerder dat daar nuwe plekke is waar skoonheid kan deurbreek. In ons wêreld beteken iets wat gebreek is dikwels dat dit klaar is. Ons moet dit weggooi. Maar ek dink in God se wêreld beteken dit iets anders. Dat die manier waarop dinge gebreek is, God maak dit sterker, meer betekenisvol. Soms selfs mooier as voorheen. Ek sal graag nou die horlosie wil terugdraai en weer kyk na Josef se verhaal. Ek dink Josef het net soos ons soms baie gebroke gevoel. Hy het 'n toekoms gehad wat baie belovend was. Hy was sy pa se gunsteling seun. Maar op 'n dag het alles omgedraai. Sy broers het hom in 'n put gegooi, hom verkoop as 'n slaaf. Hy het Egipte toe gegaan en in Potifar se huis gewerk. Daarna het hy in die tronk opgeëindig. Ek dink niemand van ons kan stry as Josef sou gesê het, ek is gebroken nie. Niemand van ons sou met hom kon stry as hy gesê het, ek is onherstelbaar nie. Maar, omdat ons die Bybel lees, weet ons, Josef se storie het nie in die tronk geëindig nie. Al het sy lewe gebreek gevoel, kan ons lees hoe God steeds aan die werk was. Nie om Josef se probleme te voorkom nie, maar om daardie probleme te omskep in iets anders in. Josef word na baie jare 'n leier in Egipte. En sy storie van seer word omskep in 'n storie van redding, in 'n storie van vergifnis en 'n storie van herstel. Dis baie soos daardie gebroke fase waarvan ek nou gepraat het, wat deur die werk van God
net mooier en mooier geword het. Ook sterker. Die vraag wat ons vandag vra, is grootliks, hoe werk dit? Hoe kry mense dit reg om jou eie gebroke storie nie net te oorleef nie, maar te omskep in iets anders in? Hoe kry mense dit reg om soos Josef te vergewe, te herstel en selfs iets nuuts te ontdek, 'n skoonheid te ontdek in die krake van jou lewe? Ek dink dit wat ons vandag oor praat, sê vir ons iets van die geheim van vergifnis en God se voorsienigheid. Ons kyk nou na Genesis 50, 'n gedeelte waar Josef sy broers konfronteer na alles wat gebeur het. En ons gaan ontdek hoe God selfs deur hierdie gebroke dinge iets pragtig en betekenisvol kan skep. Genesis 50 vers 15. Toe Josef se broers besef dat hulle vader nou dood is, sê hulle: As Josef 'n wrok teenoor ons koester, gaan hy ons beslis terugbetaal vir al die kwaad wat ons aan hom gedoen het. Hulle het toe vir Josef laat weet: U vader het voor sy dood opdrag gegee. So moet julle vir Josef sê: Vergewe tog asseblief die oortreding van jou broers en hulle misstap, dat hulle jou soveel kwaad aangedoen het. Dus, vergewe dan asseblief die oortreding van die dienaars van die God van u vader. Josef het gehuil toe hulle met hom gepraat het. Sy broers het ook self gegaan, voor hom neergeval en gesê: Kyk, ons is u slawe. Maar Josef het vir hulle gesê: Moenie bang wees nie, want ek is in God se plek. Want is ek in God se plek? Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Dus, moenie bang wees nie. Ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien. So het hy hulle getroos en mooi met hulle gepraat. So ons verhaal begin net na Josef se pa oorlede is. Josef beplan hierdie elaborate begrafnis, waarin dis amper hierdie geopolitiese gebeurtenis. En hulle almal trek op, Egiptiese amptenare, die broers, al die belangrike mense van die land, en hulle gaan om vir Jakob te begrawe langs Abraham en Isak. En wanneer almal terugkeer na Egipte toe, besef die broers: O, vet, ons is nou in die moeilikheid. Die patriarg van die familie is nou oorlede, en daar is niemand wat ons sou kon beskerm teen die wraak of die wrok van ons jonger boetie, indien hy sou kies om wraak te neem nie. Dit is waar hulle nou besluit, okay, ons moet iets doen. En hulle probeer Josef se empatie ontlont. Hulle sê vir hom, hulle pa het as laaste sterwenswoorde gesê: Julle moet vir Josef sê: Vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou sleg behandel. Dit is interessante woorde wat hulle daar sê, en hulle gebruik nogal sterk terme vir skuld. Hulle probeer regtig vir Josef sê: Weet jy wat, ons pa se laaste woorde was dat al het ons hierdie slegte goed aan jou gedoen, moet jy ons asseblief vergewe. En omdat dit sy laaste woorde was, kan jy nie ons vergewe nie. Maar dan gebeur daar iets wat nogal ongelooflik is. Ek dink Josef tree heeltemal anders op as wat daar van hom verwag word. In die antieke Nabye Ooste sou dit glad nie vreemd gewees het vir iemand om wraak te neem teenoor iemand wat hulle verkeerd aangedoen het nie. Maar in plaas daarvan om te begin skel of om hulle tot die dood toe te veroordeel, begin Josef huil. Dit is 'n baie kragtige reaksie. Dit wys dat Josef nie deur woede gedryf word op hierdie stadium nie, maar eerder deur empatie. En dit is hierso ook waar Josef, ek dink, die belangrikste gedeelte van sy verhaal, sê hy 'n woord wat die hele verhaal eintlik maar omdraai. En hy sê: Julle het kwaad teen my beplan,
maar God het dit ten goeie beplan om te doen wat nou gebeur. Die redding van baie mense se lewens. En dit is in Genesis 50 vers 20. Dit is baie betekenisvol. En ek dink die Hebreëse woorde wat hier gebruik word is nogal belangrik om te verstaan. Die woord gasaf in Hebreëus beteken beplan, bedink of selfs verweef. Nou, dit impliseer dat die broers nie net impulsief opgetree het nie. Hulle het gedink oor wat hulle doen, toe hulle dit aan Josef gedoen het, toe hulle hom in die put gegooi het en verkoop het as 'n slaaf. Maar, as 'n kontras, wanneer ons hoor dat God het dit ten goeie beplan, word dieselfde werkwoord gasaf weer gebruik. Ons lees hierso dat God nie die broers se boosheid veroorsaak het nie. Maar hy het wel die kwaad wat hulle gedoen het herbedink of herweef om iets meer en iets beter te beteken. Wanneer ons verder dink aan hierdie woord beplan, dink ek kan 'n mens in terme van God oor twee maniere daaraan dink. Dis soos 'n pad wat in twee gaan. Aan die een kant kan ons dink, okay, God het alles vooruit beplan. Ons is eintlik maar net pionne op 'n skaakbord. Ons het nie vrye wil nie, alles is reeds in plek gestel vir ons om te lewe en om dood te gaan. Aan die ander kant kan ons eerder meer dink aan 'n God wat saam met ons deur die lewe journey, wat saam met ons is wanneer dinge gebeur in die wêreld. Want slegte goed gebeur. Dit is maar 'n produk van die wêreld waarin ons leef. Maar God is daar en hy help ons om dit wat met ons gebeur te herweef, herdink en om weer iets mooi daarin te sien of mooi daaruit te maak. Iets wat vir my baie interessant is Josef sê nie vir ons wanneer hy in die put gegooi word, getuig hy nie dat God goed is en dat God 'n plan het met hom wat in die put sit nie. Wanneer sy broers hom verkoop as 'n slaaf, sê hy nie, o, maar God het 'n plan nie. Wanneer hy in Potifar se huis is en in die tronk is hy in die tronk en hy is in Potifar se huis. Hy sê nie, weet jy wat, ek vertrou dat God 'n plan het hiermee nie. Dit is eers aan die einde van die verhaal, wanneer sy broers na hom toe terugkom en sê ons is jammer, wel soort van jammer sê, dan kan ons sien Josef doen so 'n bietjie selfrefleksie en hy kyk na alles wat in sy lewe gebeur het en hy kyk terug en hy sê, maar dis okay. Ek kan sien dat God saam met my was deur alles waardeur ek gegaan het. En Josef herskryf so 'n bietjie sy storie. Deur die lens van vergifnis verstaan ons so 'n bietjie meer oor hoe God ook 'n rol speel in sy lewe en hoe hy God se rol gesien het in sy lewe. In Josef se verhaal sou niemand hom verkwalik het as hy sy broers vergeld het nie, of as hy wraak geneem het nie. Dit was totaal en al verwag gewees. Maar hy doen nie. Hy huil en hy vergewe hulle. Vandag vra ons, hoe vergewe ons? Dis 'n moeilike vraag. Dis 'n baie moeilike vraag. Ons is nie altyd lus nie. Dis 'n lang pad wat ons moet stap met onsself en met God. Net soos wat Josef het. Hy het nie sy broers vergewe in die put nie. Hy het hulle nie vergewe toe hy in Potifar se huis was of in die tronk was nie. Hy het hulle eers vergewe toe hy kon terugkyk op sy lewe en kon sien, maar terwyl al hierdie slegte goed gebeur het, was ek nie alleen nie. En God het alles wat
hier gebeur het, gebruik om iets mooi te maak. Om te kan kos gee vir 'n nasie, om te kan voorsien vir sy familie. So, hoe vergewe ons? Ek dink, soos Josef, kyk ons terug oor ons lewe. En ons kan baie keer ook sien, in die tye waar ons gedink het, ons is alleen, ons het niks of niemand nie, kom ons agter, maar hier waar ek vandag staan, kan ek sê, God was met my. En hy het dalk daai situasies in my lewe gebruik, om my perspektief op dinge te herdefinieer, om my anders te laat dink. En die koers van my lewe dalk te verander. Ons kyk terug, en ons sien dat ons nie alleen is nie, dat ons nooit alleen was nie. Dat God saam met ons die pad gestap het, tot waar ons nou is. En ons weet dat, in die toekoms gaan ook goed gebeur, wat ons dalk gaan aanvat, en vir ons gaan moeilik maak om te vergewe, maar ons weet dat ons nie alleen is nie, en dat God met ons is. En dat, omdat ons sy genade het, ons dalk daai genade aan ander kan bewys, wanneer ons hulle vergewe. Daar is 'n pragtige Japaneese kunsvorm, genaamd Kitsungi, waar gebreekte potte en bekers met goud herstel word. In plaas daarvan om krake weg te steek, beklemtoon die kunstenaars juis hierdie gebrokenheid van die goed. En hulle beklemtoon dit deur goud in die plekke te sit waar daar eens gebreektheid was. Hierdie eindresultaat is baie keer baie mooier en baie meer waardevol as wat die stuk was voordat hy gebreek het. Ek dink, dit is ook wat God doen wanneer ons na hom toe gaan. Wanneer ons gebrokenheid en ons seer na hom toe bring. Hy verfyn ons, hy herstel ons, en hy vul ons krake met liefde en genade, totdat ons weer lig en hoop kan uitstraal. Mag ons, soos Josef, die moed hê om ons skerwe oor te gee. Mag ons deur die pad van vergifnis loop, al is dit moeilik en stadig. En mag ons ontdek dat God se voorsienigheid ons kan lei tot 'n lewe wat gevul is met vrede, liefde en die goue glans van genade wat deur ons krake skyn.